Volgende, reël nommer 3, is die mooiste woorde wat my maatjie moet hoor op enige gegewe dag, moet uit my mond uitkom. Sy moet nie mooier woorde hoor by haar vriende nie, haar vriendinne nie by die werk nie. Die mooiste woorde wat Tanya op enige dag moet hoor, moet uit my mond uitkom. Klik julle dit? Maak dit sin? Kolossense 4 vers 6. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. Julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Jy moet weet hoe jou maatjie moet antwoord. Jy moet weet wat jy moet sê en wat jy nie moet sê nie. Jy moet jou woorde tel en weeg. Hoor hierdie mooi verse in Efesiërs 4 vers 29 wat sê, vuil taal moet daar nooit uit my. Ek mag nie my vrou skel nie, ek mag haar nie vloek nie, ek mag nie lelik praat met haar nie, ek mag nie neerpraat op haar nie. Ek mag nie. Sy is 'n geskenk van die Here en so jou man ook. Ek mag nie. Ek mag nie. Vind 'n manier om goed uit te sorteer, maar dit gaan nie met beledigings gepaard nie. Asseblief sê amen. Dis nou net die ongetroudes wat amen gesê het. Okay, dit gaan verder. Die vers gaan verder. Vuil taal moet dan nooit uit jou mond kom nie. Praat. Wat beteken net? Net, uitsluitlik, alleenlik. Praat net wat goed en opbouend is volgens, die vers sê, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders hoeveel te meer nie jou maatjie nie. Hoeveel te meer? Ek moet so praat. En onthou ek het nou, wat was reël nommer 1? My knie moet gebuig wees teenoor Jesus. Hierdie is Jesus se woorde. Dit is Paulus se woorde, maar dit is God se woorde. Jesus is die woord. We gaan nie nou teologiese gesprek hê nie. Ek wil net hê jy moet hoor, as ek die knie gebuig vir die Here Jesus, dan is ek gehoorsaam aan die woord. As dit so in die begin van die vakansie gaan, dan weet ek nie hoe gaan dit verder gaan nie. Okay, so hoor net wat sê die vers. Vuil taal mag gaan nooit, sê nooit. Nee, sê dit asof jy dit bedoel. Nooit. Mag nooit uit my mond kom nie. En sê dit nou in 'n huwelikskonteks. Praat net uitsluitlik wat goed en opbouend is, sodat julle my maatjie ten goeie kan kom. Wanneer ek klaar met my vrou gepraat het, wanneer ek klaar met my man gepraat het, moet hulle wegstap en sê, yes, I'm still the man. I'm still the woman. Okay, het julle dit? Dis hoe dit moet wees. Sê, Johan, wat se wêreld leef jy? Hoorie, ek gee goeie raad nou, hoor. Hierdie goed werk. Hoeveel te meer, nie my maatjie nie. So die mooiste woorde, wat my maatjie moet hoor, moet uit wie se mond uitkom? Myne. Hoekom? Omdat my knie gebuig is vir Jesus. Dis die teken. Jesus verwag het van my.